Hallo, welkom by ons erediens. Het is nog 'n wonderlike Sondag, het is 'n voorreg om saam te wees en ons het die taak, die verantwoordelikheid om saam te delf, saam te soek, saam te groei. Nou hier is net erediens of kuierdiens soos ons dit gedoop het en dit gaan oor saam soek na die Here, in die Here se woord, deur die Here se woord en sien hoe hy ons gebruik in sy wêreld. Hoe hy ons gebruik om sy wêreld te vestig in hierdie een. In hierdie donker tye, in hierdie moeilike deurmekaar tye, is die Here besig om sy kerk te gebruik, om sy lig en sy liefde uit te straal. En dis wie ons is, dis waarmee ons besig is. Ons is besig om sin te maak van wie is hy, wie is ons in hom, en wie is ons in hierdie wêreld. En waarmee is ons besig? En om dit reg te kry, is een van die pilare van ons gemeente toerusting. Nou ons het die jaartema sien is glo gedoop, laas jaar al, sonder om te weet dat waantoe hierdie wêreld gaan. En nou is ons in 'n tyd waar ons sukkel om te glo wat ons sien. So ons jaartema het gaan oor 'n geloof vestig, of 'n geloof bou of kweek, 'n verhouding met die Here bou, wat so uit my uitstraal, dat dit sigbaar is, dat mense dit kan sien. Matteus 5 wat vir ons vertel dat die mense die Here kan eer en hom kan loof, as hulle ons sien, leef en optree. En dis wat ons hier probeer doen. Ons probeer vir mekaar leer en mekaar help en ondersteun om 'n tipe lewe te leef wat God verheerlik en wat hom verteenwoordig. So dis ons jaartema en ons het die kwartale opgedeel in inbring, versorg, toerus en uitstuur, ons gemeente se pilare. En ons waardes of hierdie visie wat ons het om te sê, maar dis hoe ons te werk wil gaan, is ons sê ons glo, ons is deur die Here geroep, waar hy mense, om 'n hawe te wees, waar hy mense inbring, versorg, toerus en uitstuur. En ons het die loop van die jaar het ons gaan kyk, wat beteken hierdie temas, en ek wil jou aanmoedig, alles is nou online, so alles is beskikbaar, so daar's hordes temas waardeur ons kan werk, as jy onseker is oor wat beteken dit om in te bring. Ons gemeente sê, die Here bring mense in, waartoe bring hulle in, wat beteken dit? En toe het ons gesê, die Here versorg. Hoe versorg hy? Wat is versorging? Wat bedoel ons met versorging? En nou, vandag skop ons af met ons volgende kwart, dis toerus. Ons gaan nou uitstuur kyk in die 4de kwartaal, of die 4de deel van die jaar, maar hierdie vir die volgende 10 weke, het ons die tema toerus, wat ons gaan lei. Ons gaan dink, wat is toerusting, hoe lyk toerusting, hoe rus die Here ons toe, hoe lei hy ons om ander toe te rus? Ons gaan hierdie konsep lekker uitpak, en baie groei, en baie saam leer. So vir vandag, is ons op 'n plek waar ons dan vra, wat is toerusting? Vir wat word ons toegerus? Hoekom moet ons toegerus word? Want as jy vir 'n skoolkind vra, ek moet jou iets leer. Ek wil nie iets geleer word nie, ek's opgeleer. As jy vir 'n student vra, is die ding gewoonlik, ek weet nie of ek verder wil swat nie, ek moet eers bietjie rus, na ek hier klaar is, as ek hier klaar kry. Maar nou in hierdie tye is dit interessant, hoeveel leerders vir my gesê het, hulle kan nie wag om terug te gaan skool toe nie. Maar nou weet ons dat dit meer te doen met die vriende, as met die skoolwerk. Maar dan ook, sien ons hoe baie skoolkinders nou in hulle kamers sit, en hulle moeg werk. Hulle werk verskriklik hard. En die skool setup op die stadium is so deur mekaar en wispelturig. Die kinders wat wel skool toe gaan, het vrese vir die virus, en die ander wat terugkom en sê, dit was lekker, maar dis nie skool nie. Ek kan nie naby my vriende kom nie, en die kleintjies kan nie met mekaar speel nie. Ek hoor van een skool wat in hierdie tyd 'n splinternuwe klimraam kon opstel, want hulle oue het gebreek en is stikkend, en hulle dink toe hulle gaan tot die tyd gebruik en bietjie revamp en regmaak. En nou moet die arme kinders vir dit sit en kyk. Hulle mag nie op dit speel nie, hulle mag nie saam op hierdie splinternuwe speelterrein speel nie. Hulle mag net vir dit sit en kyk, in sulke afgemerkte blokke. So dis uitdagende tye vir ons kinders, vir ons leerders, vir ons hoërskoolkinders en vir ons studente. En is uitdagende tye in die werksplek, in gesinne. So waar kan ons op die stadium beweeg, daar's iets wat ons uitdaag, iets wat vir ons moeilik maak, om net ons normale dag-to-dag routines aan te pak. En om regtig te weet, wat maak ons, en hoe oorleef ons, hoe doen ons goed, hoe floreer ons, en hoe groei ons geestelik, hoe leef ons nog steeds ons roeping uit, het ons toerusting nodig. So dit is my lekker om te hoor, as sommige mense vir my sê, Sondag se eredienste is vir hulle geweldig spesiaal. Ek is baie bly. Ek dink ek en Dion het 'n hart en 'n passie om seker te maak dat die evangelie op lekker vatbare, praktiese maniere by ons uitkom, en laat ons dit kan deel en saam kan leer en groei. En as dit lekker om te hoor as dit vatplek, groeiplek kry op plekke. Ek hoor van sommige gesinne wat hulle regmaak elke oggend aantrek,
gaan koffie maak en gaan regsit vir kerk. Want ons verlang na daai saamwees, ons verlang na daai tydjie wat ons kon saam spandeer in die erediens. Dit is special, en ek dink ons het besef hoe special dit is, dat ons net elke Sondag uit gewoonheid kon gaan nie. Wat my ook opval, is die hoeveelheid talk wat ek hoor, die gesprekke in die kringe, van hoeveel van ons mense gaan terugkom kerk toe, as ons eers hier klaar is. Ek lees 'n artikel in die kerkbode, wat vertel, of waarsku teen die posduif-sindroom. Die posduif is mos of die duif is 'n dier wat gewoond raak in 'n hok bly as jy hom daar sou hou, en as jy op 'n stadium hom lank genoeg daar het en die hokdeure oopmaak, gaan hy bly sit, want hy's veilig, hy kry kos. En hy's gekondisioneer om net hier te wees. So die waarskuwing in die artikel in die kerkbodes toe, pas op vir as ons nou weer die deure en die hekke oopmaak en ons mag weer vrylik beweeg, dat ons gaan sê, maar ek dink ek is gerieflik, ek is gemaklik soos dit is. Is daar fout daarmee? Ons kan daaroor debatteer. Maar as ons begin sê, ons het kerk net op hierdie manier, dan mis ons die punt heeltemal. So om al hierdie goeders te antwoord, om gesprek te voer, en om perspektief te kry, en om nuwe raad te kry, en rigting te kry, het ons toerusting nodig. Dit is 'n geweldige belangrike element van ons geloofsgroei, van ons geloofsgemeenskap wees, van gelowige wees, is die toerusting, die opbou, die vorentoe, die groei. En dit is wat ons hierdie kwartaal gaan ondersoek. So ek sien uit na 'n wonderlike tyd saam. So ons voordat ons vandag in die woord indelf, ek kan so lank blaai, ons gaan uit Efesiërs 4 uitlees. En voordat ons dit doen, gaan ek vir ons 'n gebed doen, waar ons vir die Here vra om sy woord vir ons duidelik te maak. Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te lees. En nie net woorde van 'n papier af nie, maar die situasie om ons te lees, die omstandighede te lees, en dan in die woord te lees en te hoor wat U vir ons sê, hoe U ons lei, en hoe U ons versorg, en dan nou hoe U ons toerus in hierdie tyd. So mag ons hoor, mag ons groei, en mag ons U woord inneem en gaan leef. Amen. Ons lees saam in Efesiërs. En soos jy weet, Efesiërs is 'n Paulusbrief. En weer vir lekker agtergrond gaan luister na ons podcast, ons voice notes, wat op ons WhatsApp en Telegram groepe is, en ons het ook 'n podcast reeks wat beskikbaar is. Ek sal kyk of ek die links in die comments kan sit, of in die description van die video. So Efesiërs is 'n boek wat ons gekry het uit een van Paulus se briewe, en dit is 'n ek wil amper sê 'n riglyn vir kerk wees. Baie ons gebruik dit om te sê, maar dis hoe ons moet kerk wees. So as ons hier so in begin van die kwartaal die vraag vra, waarvoor word ons toegerus, of wat maak ons met toerusting, dan is Efesiërs 4 'n lekker plek, waar Paulus in vers 12 daar sê, die Engelse praat van equipping the saints, ons om die gelowiges toe te rus. So rondom daai idee, wat beteken dit? So vers 12 sê vir ons, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So ons gaan hierdie uitpak vanoggend, ons gaan 'n bietjie kyk, wat word daarmee bedoel, wat is die doel, opbou van die liggaam, wat presies word hier so gesê, sodat ons 'n prentjie kan hê van hoe ons pad vorentoe gaan lyk, en wat ons gaan uitpak. Waarvoor word ons toegerus? Voordat ons aangaan, wil ek 'n interessante ietsie deel, en dit help ons dink natuurlik, en groei. So 'n stukkie teologiese toerusting. Ek gaan van vers 1 af lees, tot by vers 15, en ek wil net gou die areaatjies wat ons dalk bietjie kan verwar, uitlig, sodat ons sekerheid daar het en kan gemaklik lees. Vers 7 en 8 en 9 verwys Paulus na 'n Psalm 68. Hy noem gou vinnig, hy quote 'n Psalm wat vir die hoorders, sy oorspronklike hoorders, ietsie moet sê, of moet sy gesprek moet help ondersteun. So Paulus is hier besig met 'n argument oor die eenheid van die kerk, van vers 1 af, en dan hierso by vers 8 kom hy by 'n Psalm wat hy wil quote, en in die Psalm sê hy, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Nou wil ek so met jou blaai, op Psalm 68 toe, waar hierdie stuk vandaan kom. En in Psalm 68 is die skrywer, dis Dawid wat aan die praat is, besig om te vertel van God wat wen.
So hoor hierdie Psalm, is 'n redelike langerige een. So ek gaan die Psalm lees, dat jy 'n idee kry van wat sou die oorspronklike hoorders alles gehoor het as Paulus daai stukkie gequote het. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar en die wat hom haat, vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so dryf hulle weg. Soos was in die vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Sing 'n lied tot eer van God, sing tot eer van sy naam, maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom wie se naam Here is. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees. Is God in sy heilige woning. God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid. Maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn. Toe u volk uitgelei het, o God, toe u deur die woestyn gestap het die aarde gebewe en die hemel dit laat reën voor u uit. Daarby Sinaï voor God, die God van Israel, u het oorvloedige reën laat uitsak, o God. U het u verdorde land weer lewe gegee. U eie volk het daar gaan woon. In u goedheid, o God, het u dit vir die hulpelose volk beskerm. Die Here het bekend gemaak, daar is goeie nuus, 'n groot leer, magtige konings het gevlug. Hulle het gevlug. Terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke lê en rus het, was die vroue tuis al besig om die byt te verdeel. Beeltjies van duwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer en die vlerkpunte met glinsterende goud. Dit het gesneeu op Salmonsberg, toe die almagtige, die konings daar uitmekaar gejaag het. Basansberg, ontsaglike berg, Basansberg, berg met hoëkruine. Waarom, berg met jou hoëkruine, kyk jy met afguns na die berg van God, as sy woning verkies het, waar die Here vir ewig woon. Die skitterende strydwaans van God was duisende ter duisende, toe die Here van Sinaï af die heiligdom betree het. U het krygsgevangenes weggevoer, mense het vir u geskenke gebring, selfs die wat teen u in opstand was, toe het u opgegaan na die hoogte, om daar te woon, die Here God. So om 'n prentjie te kry, verder in die teks loof en prys hy net die Here oor God se grootheid en goedheid en sy oorwinningsmag en hierdie God wat gekom het en kom wen het en die krygsgevangenes met hom saam opgeneem het en toe gaan hy terug na die hemele toe en hy in Psalm, en hoor nou hierso na die crux. In die Psalm, die fisiese woorde hierso in Afrikaans is, u het krygsgevangenes weggevoer, mense het vir u geskenke gebring. Nou hoor gewee Paulus se weergawe. Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Sy quote verskil. In Psalm 68 word gesê, die mense het vir God geskenke gebring, en in Paulus se quote van hierdie vers sê hy, die God het gawes aan die mense gegee. So wat gaan nie aan? Ons gaan nou hoor hoekom Paulus hierdie teks gebruik, hoekom hy dit in die sin sê, en dit is gou belangrik om hierdie in ag te neem, van hoe werk dit, want ons is hier besig in hierdie konteks besig om te praat oor die gawes, die geskenke wat God vir sy mense gee. Dis hoe Paulus dit quote. Maar in die Psalm gaan dit oor geskenke wat die mense vir God gee. Nou die oorspronklike tale, Hebreëus van die Ou Testament en Grieks van die Nuwe Testament, en Paulus wat altyd kon praat, onthou Paulus was 'n Jood, hy was vlot Hebreëus, en hy het Grieks leer praat as 'n Romeinse burger. So hy het albei tale verstaan en hy kon heen en weer vertaal soos wat ons Engels en Afrikaans sou gebruik. En die kenners sê vir ons, kommentare beskryf hoe die taal wat hier gebruik word, of die vertaling verloor bietjie die idee dat met gee en neem, die woorde of die werkwoorde wat daar gebruik word, met gee en neem, is 'n amper interchangeable, 'n omkeerbare begrip. Dit gaan oor daai verhouding tussen God en mens. Dit gaan oor daai, ek kan gee en ek kan neem, ek kan vir jou en kry, en ons kry en ons gee. So dis 'n heen en weer wat die taal hierso probeer beskryf. Wat die oorspronklike psalmskrywer Dawid probeer beskryf het, en wat Paulus ook hierso noem. So die oorspronklike hoorders sou verstaan het, wie vir wie gee is nie relevant nie. Dit gaan oor die amper 'n wisselwerking tussen die twee, van hierdie gawes, hierdie geskenke, hierdie seën, wat van God af vloei na die mense toe, en wat die mense weer terugleef na die Here toe. So dis hierdie
verhouding heen en weer dans wat hier so beskryf word. So hou dit in die agterkop as ons hierdie teks lees, as ons saam ondersoek instel van Efesiërs 4 vers 1 tot 15. So kom ons lees saam en hoor, waarvoor word ons toegerus? Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here en een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Want elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif: toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur die wind, deur elke wind van dwaalleer as valsleraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. En uit hom groei die hele liggaam. Ek wil net tot daar lees en die hele brief is natuurlik relevant vir waar ons praat van toegerus word en groei. So net om op hierdie stukkie te fokus, moet ons natuurlik die konteks in ag neem en ons moet hoor wat vertel Paulus vir ons hierso. En ek wil dit doen deur ek kan nou ietsie beskryf van hy quote die Psalmversie wat vir ons ietsie kommunikeer van daai wisselwerking tussen ons en die Here. En dan spesifiek gaan ek net fokus op vers 12 en dit gebruik as 'n amper 'n stuurwiel om ons gedagtes te rig rondom wat ons vandag vir mekaar wil sê, want ons wil net gou die vraag antwoord, waarvoor word ons toegerus? En dan gaan ons die res van die kwartaal reis met wat is in die toerusting, wat behels toerusting, hoe toerus ek toe, hoe is God my toe, waar kry ek toerusting, ensovoorts. So kom ons bou vandag net ons fondasie, om op grond van hierdie skrif die vraag te antwoord, waarvoor word ons toegerus? So, Paulus is hierso besig om vir die gemeente te beskryf hoe om kerk te wees, die eenheid van die kerk. En hy sê, die eenheid van die kerk rus op die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het. Hoe julle met mekaar is, spel hy vir ons uit, wees beskeie, leef in liefde. So die eerste paar verse is Paulus baie duidelik oor, hoe wees jy kerk? Hoe wees jy gemeenskap van Christus? En dan gebruik hy die metafoor van die liggaam, en hy gebruik dit hierso in Korintiërs weer, wat hy sê, maar die liggaam is 'n funksionele, lewendige organisme met verskillende unieke dele. Die liggaam van Christus. So, as ons vers 12 kyk, dan het ons hierdie paar woorde wat vir ons 'n idee gee hoe om hierdie teks te verstaan, of die begrip toerusting lekker uit te pak. So eerstens, kom ons sê vir mekaar, hy sê in vers 12, sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So ons net 'n paar van hierdie deeltjies bietjie vat. Daai daarmee, sy doel daarmee is die verwysing van die vorige stukke, is die spesiale geskenke. Nou net 'n vinnige interessante ding, hierdie geskenke of gawes, soos dit hier vertaal word, is 'n ander woord as die in Korintiërs. In Korintiërs word die gawes beskryf van admin en leierskap en al hierdie, dis gawes wat ons onder mekaar uitleef ter opbou en om mekaar te dien. Opbou van die liggaam en mekaar te dien.
wat ons nou gaan ondersoek. Maar hierdie vertaling, die woord in hierdie teks en hierdie spesifieke een verwys Paulus na spesiale geskenke. Nou die kerk oor die laaste paar 100 jaar verstaan hierdie deel as, ons het dit verwoord as ampte. So die leierskap, die voorlopers, die sameroepers, die voorsitters. Dis diegene wat sê maar, ek het 'n spesifieke gawe om mense bymekaar te trek en te help toerus in hulle werk vir die Here en in die koninkryk. So Paulus praat hierso van, daar's gawes wat almal onder mekaar uitleef. Die gawes van die gelowiges. Onderskeiding, geloof, genade, al hierdie goeders is gawes wat ons uitleef. Maar hierso kry ons spesiale geskenke, soos dit eintlik maar vertaal kan word. Dis spesiale geskenke wat die leiers kry om almal anders toe te rus om hulle werk in die koninkryk te kan doen. Equipping the saints, om die gelowiges toe te rus, het ons spesiale geskenke gekry om dit te doen. So ons het hierdie tools in ons hande gekry, in ons menswees, in ons gene, in ons verstaan, in ons persoonlikheid, en ek het 'n natuurlike neiging om op te tree. Ek het 'n natuurlike energie in sekere areas. En hy beskryf dit dan vinnig deur te sê apostels, profete, evangeliste. So in die boodskapvertaling het Prof Jan van der Walt vir ons mooi omskryf om te sê die profete is 'n sekere tipes, die apostels is 'n sekere tipes, die evangeliste is sekere tipes. Byvoorbeeld herders en leraars is die wat 'n talent het of 'n gawe het om die komplekse waarhede en moeilike dinge in die lewe te vereenvoudig en dan te package en weer te gee. Die herders het dan weer 'n natuurlike sin om te sorg en bymekaar te maak en om te gee en op te pas. Die apostels is daai ouens wat ons verstaan, gaan uit en gaan vestig nuwe dinge. Profete kyk die tekens van die tyd so en kan agterkom, het 'n tipe onderskeiding om te sê, waarmee is die Here besig? Volk luister gou, 'n crowd, vriende, familie, hoor gou, ek dink die Here lei ons in hierdie pad, ek dink hy wil dit en dat doen. Evangeliste is daai ons wat in 'n vreemde crowd kan inloop en dit sê, hallo, ek het goeie nuus, kan ek met julle chat? Weer daai, en daar's persoonlikheid goeders aan verbonde, daar's ontwikkeling oor die jare heen, daar's omstandighede, is 'n klomp intriges wat hierdie tipe mense vorm. En ek en jy moet uitfigure in watter kategorie sou ons sê ons val. Maar nou is dit gevaarlik om te sê ek val in 'n boksie, ek is 'n kategorie, ek is 'n tipe mens. En dis wat ons soms met toerusting ook doen, is ons sê ek moet opgelei word vir 'n rigting, en as ek nie daai opleiding het nie, mag ek absoluut niks doen nie. So, dis waar in sommige sinne en in ander nie. As ek opleiding of toerusting kry om hartchirurgie te doen, om iemand se borskas oop te sny en are af te sny en terug te vas te werk en goeders, dan mag ek dit doen. As ek nie daai opleiding het nie, gaan ek nie naby daai situasies nie. Ek gaan my nie eers in situasie kry nie. Ek gaan nie eers in daai rigtinge nie. Ek gaan nie in 'n teatersaal inloop en messe gryp en skielik begin sny net omdat ek 'n YouTube video gekyk het nie. Ek het behoorlike opleiding nodig voordat ek daai doen. Nou met geestelikheid of met Christelikheid, wil ek nou so saam sê, het ons soms daai self verstaan, dat voordat ek enigstens vir die Here enigiets kan doen, het ek behoorlike opleiding nodig. Nou wil ek sê, ja tot 'n mate, het dalk toerusting nodig. Nou ek het geswat, ek het opleiding gekry om 'n sekere taak te vervul in ons gemeenskap. Dominee Dion het soortgelyke opleiding as ek. Myne is heeltemal anders as syne. Ek is 'n diensleraar, hy is 'n dominee. So binne ons konteks is daar baie ander invloede en ek wil amper sê inhoud gewees in die opleidings, en Dominee Dion bied 'n sekere kennis en wysheid en vaardighede wat ek nie kan nie. So ek kyk op na my kollega en ek sê, wow, ek het respek vir hoe hy die teks kan prakties maak. Ek het 'n verskriklike respek vir sy kennis. Ek het 'n ongelooflike respek vir sy lewenservaring. En dan kyk hy na my en hy sê, maar ek het skills in 'n hele ander area. Ek het vaardighede en opleiding en toerusting in 'n hele ander area en ons vervul sekere rolle in ons gemeenskap. So ja, ons het opleiding as leraars of as dominees in ons konteks. Maar as gelowige het jy nie opleiding nodig om vir die Here te werk nie. Jy het nie opleiding nodig om 'n getuie te wees vir Christus nie. Jy het nie opleiding nodig om te help bou aan die koninkryk nie.
Jy hoef niks te weet van bakstene pak en sement meng om te sê ek is 'n koninkryk bouer nie. Die gelowige is die liefde uitdraer, die lig skyner in elke liewe situasie. So die toerusting wat jy dan nodig het om gelowige te wees, het te doen met geestelike groei, verstaan van die Here, verhouding met Jesus. En dis open beskikbaar vir elke liewe persoon op aarde. Die probleem kom in as die Katolieke kerk praat van die lay person, nie lui nie, lay soos in leuke, wat nie 'n kennis het van antieke tale soos profenie nie. Dan kom sê, die Grieks en Hebreëus beteken dit en dat. Ek het nie naby die vlak kennis en vaardighede wat profenie of Dion so het nie. So ek spreek my nie sommer uit oor allerhande vertalings en sulke goeders nie. Ek maak staat op kommentare en my kollegas se ervaring. Totdat ek daai kursus gedoen het en opleiding het, dan sal ek begin confidently sê, maar dis wat die Griek sê. Tot dan toe weerhou ek my en ek hou my by, hierdie is my verhouding met die Here en dit is die confidence wat ek het in my vertroue met wie God is en hoe God werk. So dit raak intrigue en ek dink dit raak deur mekaar ding en ons kan natuurlik baie verder die journey. Maar ek het gedink dit sal goed wees as ons net ietsie noem oor kom ons onderskei, kom ons verstaan dat wanneer ons toegerus word met die gawes, is dit relevant van ons almal. Elke liewe persoon. Almal kan 'n profeet, 'n priester, wat wil word. Enigiemand kan 'n dominee word, gaan swaar dit net. Maar is dit jou gawe? Is jy natuurlik aangelê? Het jy 'n natuurlike energie en 'n dryf in daai rigting? En vir watter het jy nie? So hier's 'n selfondersoek wat moet begin gebeur en 'n meet jouself en ek kyk, waar is ek, wie is ek, waarmee is ek besig? Het ek prokureur geswat vir die laaste hoeveel jaar en is ek 'n ervare advokaat en kan ek nou, of het ek wette geswat en is ek 'n ervare advokaat en kan ek nou in daai konteks getuie wees vir Christus met my vaardighede, met my opleiding? Maar kan ek toegerus word om dalk 'n beter verstaan te hê van 'n verhoudingselement of iets van Jesus, sodat ek dit in my konteks kan gaan gebruik of kan uitleef. So dit 'n interessante dinamiek tussen opleiding, gawes, toegerus wees en ons het nodig om selfondersoek ek wil amper sê te pleeg om seker te maak, waar is ek in dit alles en wat is my spesiale geskenke en hoekom gee ek dit? Nou, 'n volgende deel van hierdie stuk is, waar kom gee ek dit? Of hoekom gee ek dit? Hoekom kom ek met, nie hoekom nie, hoe gaan ek te werk met hierdie gawes as ek nou ontdek het en lekker uitgefigure het wie ek is en wat die Here in my ingebou het en die pad wat hy met my gestap het en wat ek kan bied. Waarvoor kom bied ek dit? En dan sê Paulus vir ons in hierdie vers, vir diens. En hierdie dienswoordjie is diakonos, is letterlik dienskneg, soos 'n waiter, weet jy, 'n kelnerin wees, 'n kelner wees. Dit gaan oor, ek kom spreek nood aan, ek kom antwoord behoeftes, ek kom in plekke in waar mense sê, ek weet nie mooi nie, ek het nood, ek kort sorg, en dan gaan dien ons. Ons is die gemeenskap, mense van die Here, wat in die wêreld staan en sê, ek het Jesus se liefde, ek het 'n storie in my hart van verlossing en van vrede, van vreugde, van 'n ewige perspektief, en ek kan mense dien in hulle swaar kry, in hulle moeilike tye, in hulle deurmekaarheid, in 'n tyd waar die wêreld donker en deurmekaar voel, en mense stres is oor situasies wat deurmekaar is, van 'n virus wat dalk alles omvergooi, 'n regering wat ons nie heeltemal vertrou nie, werksomstandighede wat onseker is. In hierdie moeilike situasie het ons die Here se liefde, se vrede, se oppas, se sorg, se ewigheidsperspektief wat ons met antwoorde of oplossings of met beter manier van leef kan toerus. Ons is elkeen 'n leier, ons is elkeen toegerus met geskenke om mense te gaan toerus en ons doen dit deur diens. Ons doen dit deur hulle dien, want in daai dien, in daai saam sukkel, in daai omgee vir mekaar, kom vertroue, kom verhouding bou, vind ons mekaar, ontdek ons mekaar, sien ons, maar ek kan op jou staat maak en jy op my. Ons kan seker goed van mekaar begin verwag en ons kan begin hande vat, want ons dien mekaar. En vir wat wil ons dit doen?
Hoekom op dese aarde wil ek my gawes gebruik om iemand anders te dien? En dan sê Paulus vir ons, vir die opbou van die liggaam van Christus. En hier is daai metafoor van hierdie liggaam, van hierdie funksionele, lewendige organisme, wat iets doen, wat besig is in hierdie wêreld. Waarmee is Christus se liggaam besig? Wat dink Jesus heeltyd? Liefde vir God en liefde vir alle mense, sê hy vir ons. Gaan uit en maak hulle my disippels. Geseënd is die wat vrede maak, geseënd is die. Dis Jesus se gedagtes het hy vir ons kom vertel. So werk die koninkryk. So moet julle mekaar lief hê. Was mekaar se voete, dien mekaar, hê mekaar lief. Dit is wat Jesus die kop dink. En dit is wat die liggaam dan gaan uitvoer. Die liggaam is die verskillende dele wat saam in verhouding en vertroue met mekaar sekere spesiale, unieke gawes of geskenke uitleef. Die hande het 'n taak, die voete het 'n taak, die oë het 'n taak, die neus het 'n rol om te speel. Elkeen doen sy deel om hierdie liggaam saam te laat funksioneer in die wêreld. In God se mooi, goed geskepte wêreld. Hierdie wêreld is vuil en stikkend en hierdie liggaam van Christus het nodig om hierdie wêreld aan te pak en te sê, hierdie hel moet uit, hierdie sleg en swak en seer moet weg. Hoe tree ons in? Hoe gaan wees ons die lig? Ons is die liggaam, ons gaan wees Christus se teenwoordigheid in donker plekke. En dan net om hierdie in te kleer en vir ons ryker te maak, gee Paulus vir ons 'n stukkie van hy wat na ons toe gekom het, en dan nou antieke taal, antieke verstaan van vlakke van, ons dink aan ander dimensies. Ons weet nou bo die wolke is daar nie 'n hemel nie, daar's net nog sterre. So ons dink eerder aan ander dimensies. Ons het 'n ander verstaan as wat Paulus het, as gevolg van wetenskap se verrykende gawe wat dit vir ons gegee het. Maar ons sien nou dat Jesus wat in ons realiteit ingekom het weer weggegaan sodat hy oral kan wees. As 'n entiteit, as 'n liggaam, sou hy net op een plek kon wees in ons wêreld. So Jesus het opgevaar hemel toe en sy gees vir ons gegee, sê Paulus vir ons, so hy het opgevaar, hy het weggegaan sodat hy oral kan wees, sodat sy teenwoordigheid alles kon vul. Net soos wat hy in vergelyk het dit vir sy hoorders met op Berg Sinai toe God sy teenwoordigheid op die berg daar laat wees het vir Moses om die wette te kry. Vir hier is die voorskrifte vir my en julle verhouding. Kom wees ek saam met julle, tussen julle. Ek kom help julle hemel op aarde skep. Ek kom bou weer die brug wat seer gekry het tussen my en julle. En Moses was, kom ons bou op hierdie. En die mensdom het gesê, ons dink ons sal so bietjie hier en daar en bietjie nie. En vandag is ons op 'n selfe plek waar ons sê, ek het my gawes, en ek het ander mense om my, so ek dink hier en daar sal ek help en ander kere nie. En dan kom Paulus en hy sê, kom laat jou toerus en besef weer en verstaan, wat is die groter prentjie en waarmee is ons besig? Die doel is Jesus se liefde in die wêreld. Die metode is sy liggaam wat saam moet werk. Die intrikasies van daai is mense wat in eenheid moet saamleef, 'n kerk wat moet verhouding bou. En dit gebeur wanneer individue hulle self verstaan en mekaar aanvaar en saam suffer. So ek wil dit so opsom. Jy het selfpraat, self-talk soos die sielkundige wêreld ons geleer het en help ontdek het, is die selfpraat in jou kop. Help jou introspeksie en ontdek en groei. Dis saam met die Here sit en deurwerk. Wat is die moeilikhede in my lewe? Wat is die sterkpunte in my wêreld? Waarvoor is ek gemaak? Waarvoor is ek hier? Weet al hierdie vrae, hierdie filosofiese vrae wat ons vra om te verklaar, wat kan ek vir die liggaam bied? Wat se liggaamsdeel is ek? En dan kom ek en ek sê, ek het ontdek, hier is my gawe, hier is my talente, hier is my spesiale geskenke, ek dink ek kan dien op hierdie manier. Ek sien hierdie ding gebeur, ek het 'n plan vir hierdie bediening, ek het 'n vars idee om hierdie nood aan te spreek. En dan sê die liggaam saam, ek hoor en is brilliant, kom ons neem in ag dat ons hierdie finansiële uitdaging het, hoe gaan ons mekaar ondersteun? Kom ons sê, maar die energie wat jy hierso het, kan ons in ons konteks saam gebruik, so dit vra 'n saampraat. So jou selfpraat en jou selfpraat en my selfpraat en haar selfpraat kom by mekaar en dan moet ons saam praat. En ons moet vir mekaar sê, right, waarmee is ons besig hier en nou? Dis wanneer die tek hierdie teer tref, dit raak prakties. Dit raak 'n ding van, ons verstaan Jesus se liefde,
Ons verstaan ons eie spesiale geskenke. Ons verstaan nou wat ons saam moet doen en hoe ons saamwerk. Ons het saam gesuffer, ons leer ken mekaar. Nou kan ons sê, wat is die doel? Die doel is Christus se doel. Die kop, die hoof van hierdie liggaam, dink liefde vir die wêreld. Hoe wees ons dit? Hoe doen ons dit? So wat is in ons omgewing vir ons beskikbaar? Wat gaan rondom ons aan? Wie het diens nodig? Wie het liefde nodig? Wie's honger? Wie kry swaar? Wie het nie Jesus nie? Wie verstaan nie hoe Jesus werk nie? Wie is kwaad vir die kerk? Wie quote die Bybel verkeerd? Wie gebruik die Bybel verkeerd? Hoe kan ons hulle toerus? Hoe kan ons na die wêreld toe gaan en hulle toerus met Jesus se liefde en Jesus se lig? So dis, ek dink baie woorde en baie gesê om eintlik net te sê, jy moet self praat en ons moet saam praat. En nou, toe ek nou op hierdie punt kom uit die teks uit en vir my interessant genoeg, in grendeltyd, in hierdie lockdown tyd, in COVID-19, het ons 'n ideale geleentheid, regtig die geleentheid om selfpraat te beoefen. Daar is definitief nou spasie om stil te raak, om te sê, ten spyte van die chaos rondom my, ten spyte van die seer en die vrese, gaan ek net gou by die Here sit en stop en alleen wees, in donkerte in die middel van die nag, vroegoggend opstaan, iewers deur die loop van die dag waar dit moontlik is, gaan ek stop en ek gaan sê, Here, spreek tot my, help my, lei my, maak my gedagtes oop, help my nuut en kreatief dink, help my stil sit in my situasie, sodat ek myself ontdek in U, sodat ek myself, my gawes, my geskenke leer verstaan, en sodat ek kan raak sien waar en hoe kan ek dit gaan gebruik. En dan het ons nou die platform en plek om met mekaar te praat. Ons mis mekaar, ons sien mekaar nie. Al wat ons het is kommunikasie. Ons kan nie weet verdwaal of ek wil amper sê distracted raak met flieks en met funksies en met allerlei goeders nie. Ons het net rou praat met mekaar. Dis al wat ons het. So kom ons praat met mekaar. En ek wil julle aanmoedig, praat met nie net mekaar nie, maar met, en ek wil nie sê ons en julle asof, maar ek bedoel die personeel by die gemeente, die leierskap van die gemeente, die gemeentelede, ons is hierdie verskillende, ek wil amper sê babbeltjies onder dieselfde liggaam in dieselfde konteks. Ons is NG Park en ons sê vir mekaar, wie is ons in hierdie situasie, in hierdie gemeenskap? Daar word kos by die kerk uitgedeel en dan kospakkies gepak word, daar moet sop gekook word. En dit is gevaarlik nou, so ons moet versigtig wees en slim wees. Maar dit moet gebeur, want ons mense wat honger ly. Ons het 'n koppel wat behuising soek. Einde Augustus moet hulle uit, want die woonstel waar hulle bly, se eienaars het verkoop. Ons het mense wie se kinders ongelooflik swaar kry en self sukkel. Ons het mense wat oorlede is in hierdie tyd en sukkel om dit te verwerk, want hulle kon nie behoorlik begrafnis hou nie. Ons het kappels wat wil trou, wat frustreerd is omdat hulle lewe waar hulle droom op hold is. So ons almal sit met een of ander iets. 'n Paar van ons lede waarvan ons weet is positief getoets. En hulle sit met hierdie vrees van waantoe gaan hierdie? Wat is volgende? Praat ons met mekaar. Hoe sorg ons vir mekaar? Nou sommiges het 'n lekker netwerk en ander nie. Weet ons van die wat nie het nie. So ons probeer uitfigure wie's alleen, wie's sonder enigiemand en ons probeer kyk ons by mekaar kan uitkom. Maar ons as gemeenskap het nodig om op en wakker te wees. Ons moet met mekaar praat. Ons suffer nou saam. Ons suffer saam. Ons deel hierdie ervaring. En die wetenskaplikes, die ontwikkelingssielkunde het vir ons gesê, mense wat ervarings deel, bou verhouding. Shared experiences bou verhoudings. So ons is besig om verhouding te bou, voel dit nie so nie. Want ons kan nader aan mekaar wees, omdat ons hierdie vrees en verwarring en frustrasies met mekaar deel. Ons moet net, ek glo dalk dit meer vir mekaar sê. Meer plekke kry om ons dit vir mekaar kan sê. So as u aan inisiatiewe of goeders kan dink wat ons kan doen op die grond, prakties, kom skree, sodat ons met mekaar kan praat. En ek weet in die verlede daar's baie gesê oor wat ons moet doen, wat ons moet doen, wat ons moet doen. Alles is nie altyd moontlik nie, want ons lewe nog steeds in hierdie uitdagende tye. Maar dit wat moontlik is, moet ons doen. Dit wat ons kan doen, moet ons doen. Ons moet met mekaar bly praat, sodat ons kan bly sin maak van wat is ons taak en rol in hierdie wêreld, soos wat die Here ons lei en stuur. So ons het toerusting nodig om dit alles reg te kry en ons sien uit na hierdie kwartaal se toerusting. Spesifiek weer op toerusting te fokus as 'n manier van groei, van vars, van oop, van kreatief, van vorentoe.
So ek hoop u sien saam met ons uit, ek hoop u is saam met ons opgewonde oor wat voor lê en hoe die Here ons gaan toerus om sy liggaam te wees in hierdie wêreld. So seën vir hierdie week, seën vir die tyd vorentoe en mag die dag heerlik vorentoe wees. Totsiens, liefde en vrede.